Ons is woordwesens. God het geskep deur sy woorde. Toe kom alles tot stand. Meester Eckhart het gesê, elke een van ons is 'n woord van God. Ons is nie net tot stand gekom deur woorde nie, ons word gevorm deur woorde. Ons lewe van woorde af, soos Jesus gesê het. Ons sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Ons het nodig om te hoor. Dit gee vir ons lewe. Goeie woorde. Om geseën te word, want dit is wat dit beteken. Om te seën beteken om iets goeds raak te sien, iets mooi, iets wat waar is, en dit dan te sê. Ons het dit so nodig in ons lewe. En om dit nie te hoor nie, is om te kwyn. Om dit te hoor, is soos om 'n blom te wees, oor wie die son begin te skyn. Thomas van Aquino het gesê, dis 'n sonde, as ons nie vir iemand die goeie wat ons sien, die mooi wat ons sien, kan bevestig en kan gee en kan deel nie. Met ander woorde, hy sê, sonde is nie net iets wat jy doen nie, sonde is ook iets wat jy nie doen nie. Hoekom sê ons dit nie? Is ons bang dat hy gaan grootkop kry, of sy gaan grootkop kry, soos dit vir haar sê? Ons het dit so nodig. Van die grootste pyn waarmee ons vandag sit, is omdat ons nie genoegsaam woorde ontvang het, wat ons gevorm het en wat ons gemaak het nie. Ek het dit by soveel mans gehoor, wat gedryf is, wat bo alles probeer om suksesvol te wees, dat hulle dit nooit gehoor het by hulle eie pa. O seun, jy's goed, jy's wonderlik, kyk net wat het jy gedoen en wat kan jy doen nie. En daar's soveel wat die verband trek tussen hulle eie gedryfdheid en die feit dat hulle nooit geseën was nie. So die vraag is, wie het jou gevorm? Kan jy terugdink? Kan jy terugdink, was daar 'n primêre sorggewer, jou pa of jou ma? Miskien iemand anders in die familie, 'n oupa, 'n oom, iemand wat in jou belang gestel het, goed in jou gesien het en vir jou gesê het, jou geseën het, 'n onderwyser. Vandag se geleentheid om terug te dink, dalk kontak te maak, te sê baie dankie, en besluit jy vandag, dat deur die woorde wat jy gaan sê, jy iemand gaan seën, meer as een keer. Vang iemand iets goeds doen, sê dit, erken dit, bemoedig, dit kan 'n groot effek hê, so voed ons mekaar, so bou ons mekaar.